jaar. Dis ou Jackie. So, dis nou jou tweede jaar in Amerika. Dis my derde jaar, maar my tweede jaar op die plaas. O, okay, derde jaar in Amerika. Ja. Okay. So jy sê 'n jaar terug was jy amper Gaan wolke stoot. gaan wolke stoot. Jy was amper Bokveld toe Ja. Ja. met 'n Stroper. stroper. Wat het daarvoor gebeur? Hy het vasgesteek, hy het getiep en ek het so hier die stroper uiteindelik hier so langs die kant gelê. En soos ek nou verstaan, die mense sê, het hy hier gelê en sodra hulle die stroper begin roer, dan wil hy afgly hier van die kant af. So ek neem maar aan ek het hier rond gelê. JR het 'n incredible storie om te vertel. Halfe getuienis wat hy kan vertel oor sy experience verlede jaar en hoe hy amper dood was in 'n combine ongeluk. So kyk, ou JR. Yes. So tyd man. Is 'n plesier ou Jackie. Dankie dat jy video kan maak. Ja, nee. Ek dink dit sal baie mense help. Ek dink ook so. Het om veilig te wees in Amerika. Ja. Nou ja, wat daar gebeur het, dink ons was veilig, maar is buite ons beheer. Was 'n meganiese. breek. Ja, was 'n meganiese probleem ergens en hy wou net nie stop nie, so. En ek lewe daarom, ek kan die storie vertel. Jy lewe hier staan hy. Ja. Jy was amper mors dood. Ek en JR gaan vandag 'n bietjie shopping doen. Ja. En dan gaan ons 'n lekker video maak terwyl ons dit doen en so kom saam met ons en vind meer uit oor JR en sy storie en hoe hy oorleef het en wat met hom gebeur het hierso in Amerika. Ja. Hallo julle, ek is Jayar Besaidenhout. Ek is hier op die H2A program. Ek het so my tweede jaar hier op die plaas. In totaal is ek so 3 jaar hierso. Ek was laas jaar in 'n stroper ongeluk gewees. Stroper het my weggehardloop op 'n afdraande. Die brieke het gefaal. Dit was maar 'n meganiese fout ergens. Die stroper wou nie stop nie, net spoed opgetel. Was op die keerpad gewees. Stroper het gerol, die stroper het bo op my gelê. So uur en 'n half. Ek was by in en uit. En ek was so 'n week in die ICU en 2 weke in die gewone saal gewees. En so 2 maande, 3 maande gevat om weer normaal te begin loop en dinge vir myself te kan doen. Maar ja, hier is ek weer, ek werk. Sê die arm en die hand wat nog nie lekker is nie. En hier en daar is ja, nee wag. Stop, sorry. JR, hoe oud is jy nou? 49. 49. Ja, and still going strong. Still going strong. Nou, dis awesome. En wat doen jy hier meeste van die tyd? Wel, ek weet, maar sê vir die mense. Nee, wat doen alles op die plaas. Ploeg, plant daarom nog nie self nie, ry nie die goeders aan en daarna alle plaaswerkies, hoenderhokke op die plaas, werk in Ja. hoenderhokke. Werk in die lande, Trokry. trokry, So ietsie sit van alles. stikstof in die lande, sit manier in die lande, sprei dit. Ja. En dis heuwels hier, dis berge en dale. Dis Dis verskriklik. Jy weet, as 'n lorry drift in die land, dan jy weet 4 spore, nie net 2 nie, dan is dit nie meer lekker nie. Dis nie lekker nie. ja, nou is die basis kwaad. Ja, en dan jy jy's uit jou comfort zone, heeltemal uit jou comfort zone. Ja. So Maar wat het jou besluit om Amerika toe? Hoekom wil jy in Amerika kom werk het? ja, dis maar net ek en my vrou het nie kinders nie en dis maar net vir ons ou dag. Jy weet, wie gaan na ons Geld. kyk? Ja, geld. Wie gaan na ons kyk as ons nie na onsself kyk nie en ja, dit is maar die groot Ja, die besluit. groot ding om. Ja, my eie besigheid gehad vir 'n paar jaar en motivering van 'n maat af my 'n jaar gevat om die besluit te neem. En Ja. toe ek die besluit neem, Buddy. ja, 'n buddy. Jy het 'n buddy gehad. Ja, ek het 'n buddy gehad, so ja. Nou hier sou ek en dis nou die tweede jaar. Ek weet baie jare terug was ek 'n jaar hier gewees en nou is dit 2 jaar agter mekaar. So my beplanning is 5 jaar of as ek kan 10 jaar, maar Ja. ja, mens weet nie. Okay, wat sal jy vir 'n jong ou? Want ek bedoel obviously baie ouens wat nou klaar maak met skool en goeters, baie ouens wil in Amerika kom werk. Almal sien TikTok video's, almal sien dit op Facebook, dit lyk heerlik. Wat sal jou raad wees vir iemand wat wil in Amerika kom werk? Ja, jy vra my vinnig maar ek sê eerste plek is jy moet jou kop reg kry. Jy moet dis nie net 'n besluit van nou kom ek Amerika toe. As jy nou toe kom moet jy weet jy moet so baie dinge opgee by die huis, jy weet. Jy werk Sondag,
Jy weet, party plekke werk jy nie Sondag nie, so jy moet bereid wees om op 'n Sondag te werk, 7 dae 'n week te werk. En die ander ding is, party plekke het jy tyd om bietjie te gaan jol en al daai dinge, maar hier gaan dit nie net om jol nie. Regtig, jy moet jy's hier om te werk. Werk hard. Ja. En dan, soos jy altyd sê, ja, en soos jy sê, jy weet, hy soek jou net tot hier. Hy soek jou nie hier nie. Die So hy- boer. Ja, die boer, hy soek O, jou hy soek nie net jou tot hier. Hy soek Hy jou soek net nie tot hierdie hier. nie. Ja, hy soek nie, hy wil nie jy moet vir hom dink nie. Jy weet, hulle het hulle manier van dink doen, so nie vir hom sê ja, ek dink so en ek dink so nie. Jy weet, ons Afrikaners weet niks. Ja. So doen wat hy vir jou sê, moenie vir hom probeer sê Maklikste hoe. ja. Maar ek dink is seker nie al die boere nie, maar Ek dink meeste ek dink 70%, 75% van die boere is so. in Amerika. Ja. Hulle het hulle way. Ja. Van die werk af dink ek is die boere baie nice, maar in die werk kan hulle maar baie nasty raak. Ja. Ja, so Eden, Hy's Garden of Eden. Garden of Eden. Ons nou gou 'n breakfastie gaan kap. Is dit hier? O, is hier. As hy ouens, ons gaan nou gou 'n lekker koffietjie drink. Dan gaan ons dieper in wat gebeur het met ou JR, sy combine ongeluk en ek het nou julle het al van die foto's gesien en die videoetjies, so ja, kom ons gaan drink 'n lekker koffie hier by Garden of Eden. So ouens, as julle ooit in Galesville, Wisconsin is, hier's 'n plekkie, Garden of Eden. Baie cool. Kom check hoe lyk dit hier binne. Dit is so cool. Die mense wat die plek het is hulle het 'n band. Ja, so dit is baie cool. Check out. Hulle het 'n rockband en hulle het 'n koffieshop. Maar ja, ons sal seker nou hier somewhere sit. Hoe klink hy vir? Ons net hard praat, laat ons net hoor of hy reg rekord. Hoekom wil jy nie nou praat? Gaan jy 'n pannekoekie eet of 'n eiertjie of 'n toast? Toast. Dis vir koffie toast. drink. Ja. Enjoy. Soos ek die dag met JR spandeer het en met hom gesels het oor sy ongeluk en wat gebeur het ek besef dat dit vir hom bietjie moeilik is om oor te praat en ek waardeer dit ongelooflik dat hy dit gedoen het want ek glo dit kan baie van ons Suid-Afrikaners help om te verstaan wat die omstandighede hier is in Amerika en wat baie keer gebeur in Amerika wat mense nie altyd van hoor of weet nie. Maar JR was amper dood gewees en hy het oorleef. Hy kan vandag sy storie met my deel en ek is ongelooflik bevoorreg om hierdie kort videoetjie te kan maak sodat julle wat in Suid-Afrika is kan sien wat kan gebeur. Dis ouens, ek besef is eintlik vir JR 'n bietjie moeilik om te chat oor alles se goeters en ek verstaan dit bring baie goed terug, maar ja, so mense het maar oomblikke waar dit stil is en ek wil nie ek wil nie vir JR forceer om te praat as ek sien hy raak emosioneel of ietsie so, maar ons gaan maar aan en ons JR het gesê hy sal, hy sal gesels oor dit, so kom ons kyk. Ou JR, lekker koffie gedrink. Lekker. Garden of Eden. En ons het geëet ook. Ons het geëet ook. Ou JR is jy reg om te praat oor jou ongeluk? Seker. Dit het 'n bietjie emosioneel gelyk nou. Nee, wat, ek is okay. Okay. Ja, nee, wat, ek is ook water. Jy's reg om die mense te vertel. Ja. Maar ek waardeer dit dat jy dit doen. Ek dink dit sal iemand help Ek hoop so. dat jy jou storie vertel. Ja, Okay. glo. Ons sal iemand help. Okay. Hulle doen goed hoor. Hoorie maar nou net jy praat van die Chevy Spark. Dis op. Ja, dis hy was baie. Ek en nou JR het so 'n bietjie retail therapy. Ja, koop soveel as wat jy wil, vir so min as geld as jy kan. Ja, hulle gooi al hierdie goed in hierdie bins. Ek dink as Amazon returns en goed. Ja. Baie cool. Presies gebeur daai dag toe jy die ongeluk gehad het met die stroper. Ek het die middag die stroper gediens en nadat ek die stroper gediens het ek gebel en gevra wat moet ek maak? Ek het hom klaar gediens en my employer het vir my gesê bring die stroper land toe. Dit is maar ons gaan net daar los, die ander stroper is dit klaar, jy weet hulle klaar begin stroop met hom. En dan ons die volgende dag net
het hak en dan kan ons hom instel en stroop. Ek maar is 'n groot stroper, ek bedoel. Ja. Die ouens het nou al gesien hoe lyk dit. Ja, so groot ouetjie gewees. Maar jy was op bo op die berg. Ja. Ek wil net gou vinnig verduidelik soos hier waar ons boer of jy weet die boer wat ons verwerk, die lande en die velde lê tussen en op berge. So dis so hulle boer hier, so is in die valleie en bo op die berge. Ja. So- En so ek het van onder af boontoe gery. En toe ek bo kom waar ek moet afdraande gaan, gestop, stroper in 'n laer rad gesit en gery en seker gemaak al die hidrolies werk en alles en laat ek kan stop, jy weet ek. En ja, weggetrek en soos hy afgaan, jy weet met die hidrolies, jy weet sy hydrostatic gevoel, hy breek in elke ding, jy weet ek wil veilig wees en ja, en die eerste 100-200 meter het goed gegaan en toe kom ek agter, jy hoor hier sommer nou, die stroper reageer nie op die hydrostatic nie, dis wat gaan nou aan? En ek trek bietjie terug en hy doen niks nie. Stroper loop, hy gaan net vinniger en ek trap breek en hy wil nie breek nie. En ja, op 'n tyd toe sien ek hier, maar nou is ek op die stroper al op 30 myle per uur en toe gaan hy 32 toe en ek dink op 36 toe het ek nie eens meer gekyk nie, want toe begin die stroper raap en hy wieg heen en links en regs oor die pad. En ek weet so hele end is maak die pad te draai met 'n skynste weer boontoe dat ek jy weet dan kan ek reguit maar ander ou se land ingaan en opgaan. Ja. En die stroper het net begin te veel wieg en toe onthou ek maar daar's 'n baie skerp draai voor en ek sal nie daai draai gemaak gekry het nie, so of ek gaan met die rand af en die bome en die goed gaan van voor af in my insteek en ja, of ek moet jy weet en regs is afgrond, so ek moet links teen die kant gaan. Ja. En ek het links gegaan en ek neem maar aan die stroper het links getref en ek weet nie of hy gat oor kop geslaan het of die linkerwiel opgetel het en gerol het nie. Ek weet net ek is links uit die stoel uit links. As ek nou reg kan onthou, as ek links uit die stoel uit want ek het hier skedelbreek gehad, ek het bloeding op die brein gehad en ek moes uit die stroper uitgeval het want ek het onder die cap van die stroper gelê. En ja, my employer het net agtergekom ek vat te lank om by die land uit te kom. My probeer bel, daar is nie sein in daai omgewing nie. En toe sê vir die ander Suid-Afrikaner, kom ons haak maar die auger wat daar is. En ons vat hom terug en ons kyk waar is Jayar. En net soos dit is, bars die auger se wiel aan die onderkant van die opgaan. En hy stop hom toe sommer daar in 'n boer se land en toe hy bo kom, hy sê toe hy om die draai kom toe sien hy is maar hier lê 'n stroper met al 4 wiele in die lug. Ja. En hy het nie gedink dit is syne nie en toe hy nader kom toe sien hy hoor maar dit is sy stroper. Ja. En hy sien my nie en toe is hy bekommerd en ek was uit op daai stadium en deur die genade van bo toe hy my naam roep, toe roep ek hom en ek sê vir hom nou in Engels, ry ek sit vas, ek kom nie uit nie, haal my uit hier onder en hy het probeer en vasgesit in my voete was so boor mekaar gewees, ek het vir hom gesê haal my voet af want hy het seer gedruk. Hy wou dit nie doen nie want hy het geweet het my rug seer gekry. Ja, en toe vra hy vir my kan ek my voete beweeg en daai dinge en ek het my voete beweeg en alles beweeg en toe het ek my voete afgehaal. En toe het my voet afgehaal, toe voel dit beter en toe sê ek van right my linker skouer en goeters seer. En toe het 'n boer net onder die berg die slag gehoor en hy daar opgekom met 'n 4-wiel motorfiets en hy het toe afgery om 'n jack te gaan haal en hy het sommer net 'n klein kar jack en hy het seker 2 duim dalk die stroper gelig gekry. Toe die jack se heeltemal uitgestoot en dit het Die pressure afgevat. ja, dit het baie beter gevoel. Sê maar kan jy nie nog 'n bietjie lig nie, toe kan hulle nie. Ry het om by my beter uit te kom. Hy het probeer my onder die stroper uitgrawe. Hy kon nie die grond is te hard langs die pad. Ja, en ek meen al hulle toe die mense kom, die emergency mense, hulle probeer die stroper optel en as hom optel wil die stroper afgly teen die afgrond af. So hulle moet eers wag dat die lorries kom daar om die stroper te secure. Ja. Okay. En toe wil hulle met Jaws of Life die cap knip en toe hulle die eerste keer die cap se een ding knip, toe gee hy mee en hy druk my meer vas. Ja. Ja, en toe sê ry vir hulle, dis nou my baas. Daai ding is soos 'n rolcage, daai cap. Ja. So as julle die cap breek, dan gaan daai hele ding ingee. So julle kan nie in daai ding werk nie. Ons sal die hele stroper optel. Toe het hulle met die krane en die goeie stroper opgetel en toe het hulle my onder uitgehaal. Ja. Ek was in en uit gewees. Ek lag, ek sê elke keer jy sien op die flieks dan sit hulle daai goed wat hulle so in jou neus en sê hulle snyf dan word ek so 'n bietjie wakker.
en hulle was bekommerd geweest. Hulle sê ek het dit maar na die tyd gehoor. Sodra hulle die drukking van afhaal, hulle het nie geweet die ribbes deur my ek kan inwendige bloeding gehad het. So die oomblik as die stroper vir my afkom dan kan ek dood gaan het. Oor inwendige bloeding en hulle wou nie my employer en sy vrou nader gehad het nie. Maar toe dit gebeur, toe kon hulle nader kom. En ja, gelukkig was daar nie ernstig goed nie. Daar het 'n ding in my been gedruk. Ek het baie bloed verloor. Ek is met die ambulans af van die berg af onder toe waar ek op 'n helikopter gelaai is. Ek kan onthou toe hulle vir my sê hulle haal my uit. Hulle gaan my uithaal. En ek kan net onthou ek dink toe hulle het my gesê hulle gaan my klere afsnyf my af en ek het gesê go ahead, do what you have to do. En ek kan nie verder onthou nie en ek kan onthou toe hulle my in die helikopter laai en net toe die engines harder begin raas om op te styg en van daar af kan ek niks onthou nie. Ek kan nie onthou, moes ek in die hospitaal in nie, ek kan nie onthou niks verder nie. Okay, JR, so ek bedoel, hoe het dit jou finansiëel geaffekteer? Want ek bedoel, uit die boer, want ek dink baie Suid-Afrikaners wonder oor hierdie, as jy in 'n ongeluk is in Amerika, soos wat met jou gebeur het. Ek bedoel, dit het nou gebeur op die boer se tyd en erf en goed. Ek bedoel, het dit jou finansiëel geaffekteer? Ja, dit affekteer jou verseker finansiëel. Veral as jy want jy's nou in Amerika. Ja, ek bedoel, jy het nie medies wat jou hier cover nie. Nee, kyk jy's op hulle workman's compensation, so hulle betaal alles. Ek dink my kostes op hierdie stadium is oor die $850,000. Ja, maar hulle betaal. Ja, hulle betaal alles die workman's compensation. Ja. En it's still going on. Ja, want jy gaan elke nou en dan na 'n dokter toe of 'n spesialis. Ja, hulle kyk na die arm en hulle kyk na my skouers en my rug. Wat het jy presies seer gekry? Kyk my rug het my rug geseer. Jy weet ek kan nie meer sommer besemvee en sulke dinge nie. En dan my skouers is seer, maak my wakker in die nag en daai dinge. En maar ook nou agtergekom na die toets wat hulle gedoen het, is maar wear and tear met die ouderdom. Die ongeluk het dit nou maar net vererger, maar die arm, die senuwees het vasgedruk. Hulle noem dit ulnar nerve. So dit het seer gekry. Dit affekteer hierdie hand. Hierdie twee vingers is halfpad verlam. Of nie verlam nie, hulle het geen gevoel nie. Ja. En dit gaan tot hier af en tot omtrent hierso wat dit so sponserig voel. En daai wond in jou been. Die wond in my daai massive cut het in jou been. Ja, dit was eers so 'n snytjie, maar binnekant het hy nonsens nie begin maak nie, maar hulle moes hom toe skoon kry binnekant en is te diep binnekant. Toe moes hulle hom nou groter oopsny en dan het ek 2 dreinpype daarin gehad wat baie lank geloop het. Die dreinpype was omtrent 30 cm lank of meer wat in my bene was. So ek het Hoe lank was jy in die hospitaal? So 3 weke. Ja, ek was so 3 weke in die hospitaal. Maar okay, nou het jy vir 3 weke nie gewerk nie. Hulle betaal 75% okay. van die ure wat jou kontrak, wat die kontrak vir jou sê en dan is nou weer die belastingvry. Maar ja, ek meen jy gaan baie meer ure werk as die kontrak wat jy of hier waar ek werk jy meer as wat die kontrak sê. Jy het 45 ure 'n week. Ons werk meer as 45 ure 'n week. So hulle betaal 75% van 45 ure 'n week wat hulle uitbetaal. So dit affekteer jou finansiëel baie, maar dit help jou baie. Jy kry ietsie. Jy kan survive in Suid-Afrika. Of country steak buffet. Ja, al wat ons doen is eet vandag. Ja, of country steak. Ja, hier is ook 'n baie nice plek hier by die lakes. Hoe het jou vrou gereageer toe jy in die ongeluk, toe sy hoor jy's in 'n ongeluk? Hulle het gesê daar gebel. Sy het wel gesê hoor hierso, JR was in 'n ongeluk en hy het baie seer gekry. En sy sê Magda net gesê okay en sy sê Magda nie geklik het wat sy vir haar sê nie. Sy sê maar Magda, do you realize what happened? JR was in an accident. Sy sê yes, I know. En sy sê okay, sy sal update wat gebeur. Maar ek het na dit Magda gepraat. Sy sê die oomblik toe sy hoor, dit was so groot skok vir haar dat sy nie gereageer daarop nie, maar sy sê die oomblik toe sy die foon op neersit en besef wat gebeur, toe was dit vir haar skok en toe was sy hartseer. Dit is 'n bietjie erg geweest vir haar. Ja. Jy moet, hy neem jou klaar af. Magda. Nee man, ons wou maar net gehoor het hoe jy dit ervaar. Maar dit raas nou 'n bietjie in die restaurant, maar ons sal. Hallo. Hey Annelies, goed en jy? Praat uit. Ja. Maar ek wil jou en my man op oor
vertel, so jy moet dan terugkom en dan gaan ek by jou lekker koffie drink. Ja. Ons gaan baie kletsen. Dit gaan lekker wees. Maar iets wat ek opgetel het en ek werk nou al 3 maande saam met ou Jaya hierso in Wisconsin en is wat ek opgetel het en wat vir my so amazing is die verhouding wat Jaya en sy vrou het is stunning. Dit is regtig hulle het hierdie kosbare verhouding en jy kan hoor hulle is lief vir mekaar en gee om vir mekaar en praat lekker, jy weet. Hulle het lekker goed om wat ons gaan môre gaan ons of later in die video gaan ons na die actual plek waar die ongeluk was. Dat jy net kan sien hoe styl is dit en wat se opsies Jaya gehad het voor die ongeluk gebeur het. So dit gaan baie cool wees om dit te sien. Ja, raad gestop. Ek wil net wys hoe baie werk is hier in Amerika. Walk-in interviews. $15 'n uur. Amazing om in Amerika. Oral waar jy ry, oral waar jy stop en ek dink baie ouens wat in Amerika werk sal ook sê dit is so dat daar's oral werk. Jy kan letterlik by enige besigheid amper instap en hulle soek iemand. So ouens, gaan check bietjie h2ibuddy.com, h2ibuddy.com. Hulle het 'n baie cool system. Jy gaan registreer, jy sit jou profile op en hulle bemark jou in Amerika en baie cool. So maak seker jy gaan check dit uit. So ek dink hulle vra R500 'n jaar, dan sê jy op hulle database, maar is baie meer net as dit. Hulle support jou as jy werk kry, support hulle help jou om werk te kry. So gaan check dit uit, baie exciting. Ry nou hier in die bergies. Hier waar Jaya het nou hierdie pad gery met die combine van die workshop af. Ek wil julle maar net gewys het hoe bergagtig dit is en hoe lyk hierdie paadjies. So aan een kant het jy nou kop en een kant afgrond. Nou Jaya, hierdie is nogal styl bultjies en paadjies. Ek wil kyk daar onder. Hier die een kant het jy berg en aan die ander kant afgronde. Ja, dis nie. Ja. Ek bedoel, hier kan jy vinnig ry. Nee, jy kan nie. Bak nie in die trok nie. Jy kan maar niks hier vinnig ry nie, ek bedoel. Ja, nee, dit lyk nie styl nie, maar dis styl. Dit is styl. Ja, so moeilik om die video alles te sien, maar ek bedoel as jy hier moeilikheid het dan sê Die moeilikheid. die moeilikheid het. Ja, maar dit is styl en hoog hier af. Kyk daar hier af. Dankie vir die video wat ons kan maak, goeters. Ek hoop dit help iemand. Maar hoe voel jy? Ek bedoel, ons gaan nou na die plek waar dit gebeur het. Ons het nou gesien hoe styl is dit, ons wil nou nog 'n bietjie voet. Maar hoe voel jy? En die begin het maar snaaks gevoel, Jack, maar mens raak dit gewoond, maar die oomblik as jy met 'n lorry daar afry of jy met 'n groot implement en die revolusies van die voertuie en die goeders stel op dan kry jy weer daai kol op jou maag. So jy weet ons maak 'n grap as African mode. So ek kruip af op hy afdraande. Enige afdraand wat ek nou kry, maak ek seker ek vat eerder 5 minute langer om op 'n afdraand af te kom as wat ek om vinnig onder te kom en ek preek vir die ouens gaan stadig af en maak seker en so ja, dit is maar 'n funny feeling. Miskien gaan ek oor 'n ruk volgende jaar dalk beter voel om daar af te gaan, maar ek twyfel. Dit gaan elke keer maar deur jou kop vir alles hy Veral by die koei afdraande. Ja. Ouens, so kom ons gaan nou na die ongelukstoneel toe waar dit gebeur het en kom ons gaan check dit uit. Ons is nou daar op pad na die ongelukstoneel toe waar die ongeluk gebeur het, maar ek wil julle maar net gewys het, ons is nou bo op 'n berg en hulle het lande hier. Hulle het lande hier bo op die berg. Baie interessant. Ja, so ek moes 'n keuse maak of regs af en die goed druk vir my voor die ruit en of links. En ek het hier links afgegaan en ek het die Dus tref jy die kant, nee? ja, Of tref ek die kant. Die reg het hier links afgegaan. Ja, net hier stop. as hier stop, was dit daar? Ja, net daarvoor, daar links daar, die regterkant van die pad gelê. Okay, want jy moes kom ons kyk gou net hoe hoog sit hier. So Jaya so. Dis ouens, ek weet nie, mense kan nie nou regtig lekker sien nie, maar hierdie is maklike 100 meter plus drop tot daaronder. Ja. Ek bedoel, so jy het 'n keuse hier af of hier teen die rand te vas. Dit is daarvoor gebeur. Hy het vasgesteek, hy het getiep en ek het so hier die stoper eintlik hier so langs die kant gelê. En soos ek nou verstaan, die mense sê, het hy hier gelê en sodra hulle die stroper begin roer, dan wil hy afgly hier die kant. So ek neem maar aan ek het hier rond gelê. Hoorie Jaya, nou, hoe voel jy om nou weer hier te wees? Ek bedoel, jy ry baie hier verby, maar om hier te stop en Dit het die 4de November laas jaar gebeur. En dis nou hoeveel se? Nou amper die 1ste, dis die 30ste November. Dis 'n jaar terug. En dit is die eerste keer wat ek hier stop om hier te staan waar dit is maar 'n funny feeling. Maar Ja. ek het vrede in my hart gehad of het ek vrede in my hart. Ek leef, ek loop, ek stap, jy het dit gemaak. ek het dit gemaak. So ek kan die storie vertel.
Ja. Jy het maar 'n bietjie seer en eina so alles dit koud raak en is winter en so aan en as dit koud is, wil jy die hand kan nie beweeg en sulke dinge nie, maar ek kan daarmee saamlewe. Dit kan baie erger gewees. Ek kon verlam gewees het. Ja. Ek kon dood gewees het. So ja. Keuses gaan vinnig deur jou kop. Ek het gekies. Ek het net 'n kans gesien dat iets voor die ruit indruk nie. Ek het maar links gegaan, gehoop die stroper stop langs die kant, maar Ja. geflip. En ja, soos ek sê, ek het skedelbreek gehad, bloeding op die brein, gebreekte sleutelbeen, ribbes gebreek en 'n gat in die been en ek veronderstel dink ek baie meer seer gekry het vir die ongeluk wat ek kry. Wel, die dokter sê hulle kan nie glo ek het so min bene gebreek nie. Ja. So, So ek meen daar's baie goed wat in Amerika gebeur met Suid-Afrikaners en goeters en so. Wat sal jy sê? Hoe berei jy jouself voor? Ek meen, jy kom werk op 'n plaas in Amerika. Nooit met 'n gedagte dat iets kan gebeur nie. Ja. Dis so ja, ek het glad nie gedink dit kan met my gebeur nie. Die jaar het goed uitgeloop. Ek meen dit is begin van oestyd gewees. Ons het daai middag begin oes en en toe gebeur dit. So jy beplan jou nie jy dink right, nou is dit die oestyd, na oes gaan jy huis toe. So jy beplan jou mentally vir die tydperk wat jy hier gaan wees en vroeg en laat en 7 dae 'n week. Maar nog nooit gedink aan 'n ongeluk nie. So dit gebeur met baie van ons. Niemand weet regtig van die ongelukke nie. Niemand weet regtig van die gevare op die plase en dit is regtig gevaarlik. En ek dink dis maar hoekom ek die video's saam met jou doen. Ja, dankie. Dat die mense Net bewus is van bewus van die gevare op die plase en versigtig moet wees. Ja. Jy weet jy kry, hoe noem hulle dit in Amerika, cowboys. cowboys wat net wel Ja, en dit is nie, jy weet nie, platgrond ja, sal ek sê, maar hier waar ons is, asseblief wees versigtig. Dis moeilike terrein. baie gevaarlik. Hallo mense. Subscribe op H2A Buddy, Ja, en op Lighthouse Media. Lighthouse Media. Okay.